Wat as jy meer is as jou taal, jou kultuur, jou beroep of die dinge wat in jou verlede gebeur het? In Jesus Christus word ons ware identiteit oopgevou. As jy vanoggend jou beursie sou oopmaak, sal jy miskien dalk die klein wit kaartjie in jou beursie sien waarop daar staan Republic of South Africa National Identity Card. Miskien het jy dalk nog die groen ou boekie, maar dit maak nie saak hoe hy lyk nie. Dit is jou bewys van wie jy is, waar jy vandaan kom en waar jy hoort. Daarop is 'n paar van jou identiteitsmerkers. Dit is maar net 'n klein handjievol in vergelyking met die hoeveel ander identiteitsmerkers wat ons het, maar sonder dit kan 'n mens nie veel uitgerig kry nie. Behalwe vir die inligting wat op daai kaart is, word daar ook 'n klomp ander inligting op stelsels vasgevang wat gekoppel word aan jou identiteitsnommer wat deel is van die kaart. As jy by 'n grens kom, by 'n nuwe werk of een of ander amptelike stelsel waar jy moet registreer, is dit die eerste vraag wat hulle vir jou vra: waar is jou ID? Dit is die bewys wat hulle nodig het om te weet jy is wie jy sê jy is. Wat as God self vir jou 'n nuwe ID wil gee? Wat as jy ontdek jy's 'n burger van 'n nuwe wêreld, nie net van 'n land nie, maar van God se koninkryk? Dit is wat gebeur het na die opstanding van Jesus en dis wat Petrus moes leer in hierdie eerste gedeelte van hulle bediening. God is besig om mense 'n nuwe identiteit te gee. Kom ons lees saam uit Handelinge 11 waar Petrus self vertel hoe God nuwe grense trek en 'n nuwe idee uitreik vir die mense wat deel word van sy koninkryk. Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd: jy het mense besoek wat nie besny is nie, en het selfs saam met hulle geëet. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit. Ek was in Joppe besig om te bid, toe ek in geesvervoering 'n gesig gesien het, het hy gesê: ek het iets soos 'n groot doek wat aan 4 punte neergelaat word, uit die hemel sien afkom, en dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daarin 4-voetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere en wilde voëls. Ek het toe 'n stem gehoor wat vir my gesê het: kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord: nooit nie, Here. Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie. 'n tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor: wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is alles weer in die hemel opgetrek. Terselfdertyd het daar 3 mans wat van Caesarea af na my toe gestuur is, by die huis aangekom waar ons tuis was. Die Gees het vir my gesê dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie. Ek en hierdie 6 broers is toe saam met hulle en ons het in Kornelius se huis ingegaan. Hy het vir ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het, wat vir hom gesê het: stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon daar haal wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap vir jou waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Skaars het ek begin praat of die Heilige Gees kom op hulle net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het: Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawes as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê: God
het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. Ons bevind onsself hier in die gedeelte van die verhaal na die uitstorting van die Heilige Gees en na Jesus se hemelvaart, waar die apostels nou die goeie nuus die wêreld gaan indra. Dit het die gevolg gehad dat 'n klomp mense tot geloof gekom het en dat hierdie geloofsgemeenskap al hoe groter en groter geword het. Dit is 'n gepaste teks wat ons vir hierdie Paastyd kan lees, die tyd wat ons nadink oor die nuwe wêreldorde wat aangekondig is na die kruisgebeure. En hierdie verhaal wys vir ons ook hoe daar in die gemeenskap van gelowiges veranderinge gebeur het wat soms vir hulle uitdagend was. Verlede Sondag het oom Div ook so half bietjie aan hierdie gedagte geraak toe hy verduidelik het waar ons behoort. Hy het verduidelik dat daar dinge was wat in die nuwe gemeenskap gebeur het wat gemaak het dat hulle mense maklik kon uitsluit en gesê het ons wil nie graag hê dat hierdie mense ook moet behoort aan ons gemeenskap nie. En toe het hy aan die hand van die skepingsverhaal ook vir ons verduidelik hoe God ons almal geskep het en hoe almal aan God behoort. Die tweede lyn van behoort wat oom Div ook vir ons verduidelik het, is die behoort wat God se volk Israel gevoel het. Dit sien ons in die verbond waar God vir Israel aan homself toeëien as sy volk, maar nie dat hierdie volk 'n geslote groepie mense moet wees nie. Dat niemand anderste wat nie 'n gebore Israeliet is, aan God kan behoort nie. Dit is juis wat die skepingsverhaal vir ons wil sê, dat God die hele aarde geskaap het en al die mense geskep het om aan hom te behoort. Daar is baie verhale wat ons weet van mense wat deel geword het van die volk Israel, maar in die Ou Testament het dit net 'n paar dinge vereis. Onder andere dat jy moes deel word van hierdie verbondsrituele en om die reinheidswetgewing na te volg. So om aan God se volk te behoort, om 'n Israeliet te word, het beteken dat mans besny moet word as 'n teken dat hulle nou aan God behoort. Die Jode het hierdie verbondsrituele en reinheidswetgewing baie streng nagevolg. Dit was nie net 'n stel streng reëls of wetgewing gewees nie. Dit was diep gegrond in hulle identiteit. Deur hierdie verbondsrituele het daar ook 'n groot stuk identiteitsvorming plaasgevind wat hulle dan nou gebruik het as hulle identiteitsmerkers. Dis wie ons is, dis aan wie ons behoort. Erns het hierdie oop uitnodiging om deel te word van God se volk skeef geloop. En die volk het toegeslaan as hierdie klein groepie mense wat die uitverkore volk is. Dit het ontaard in 'n ons en hulle debat. Wie is ingesluit en wie is uitgesluit? Dit wat hulle gebruik het as hulle identiteitsmerkers, wat hulle aan God verbind het, het die gevaar gehad dat dit ander mense kan uitsluit. Ons hoor dit hier in die verhaal waar Petrus nou oor die kole gehaal word, dat hy by onbesnede mense aan tafel gesit het. Om 'n onbesnedene te wees, wat nie deel is van God se volk nie, het die Joodse reinheidswetgewing bepaal dat hierdie mense onrein is. En wanneer 'n rein mens, dis nou hulle wat besny is, wat deel is van die volk van God, wanneer een van hulle met onrein mense of dinge in aanraking gekom het, sou hulle self vir 'n tyd lank onrein gewees het, totdat hulle deur 'n reinigingsproses gegaan het. Tafelgemeenskap was 'n sterke aspek van die sosiale werklikheid wat hierdie mense aangewoond was. Om saam te eet in die antieke wêreld was 'n teken van sosiale aanvaarding en gemeenskap. En volgens hierdie Joodse reinheidswetgewing moes hulle versigtig gewees het saam met wie hulle eet, want die kans word dan groter dat jy in aanraking kan kom
met iets of iemand wat onrein is. Wanneer Petrus dus in die huis van Cornelius gaan eet, is dit 'n daad wat aanstootlik sou gewees het vir baie Jode. Ons hoor ook baie uit Paulus se briewe uit, hoe hierdie spanning in die kerk bestaan van wat maak van jou 'n gelowige in Christus? Wat is die vereistes of die voorvereistes vir jou om 'n gelowige te kan wees in Christus? Moet jy eers 'n Jood wees, 'n deel wees van die volk van Israel en die Joodse wet onderhou voordat jy in Christus kan glo? Of kan jy ingesluit word in die geloofsgemeenskap sonder om 'n Jood te wees? Vir baie gelowiges was dit moeilik geweest om te glo dat jy aan God kan behoort sonder dat jy eers 'n Jood geword het. Nou sê Petrus vir hierdie mense wat hom kritiseer, dat hy by ander mense geëet het, onbesnede mense geëet het, sê hy wag net eers 'n bietjie. Laat ek hierdie ding nou eers vir julle stap vir stap verduidelik. Laat julle beleef wat ek beleef het toe ek daar gesit het en hoe ek beleef het hoe God my roep om dit te doen. Ek wil julle in hierdie verhaal laat inleef dat julle kan voel soos wat ek gevoel het, dat julle kan verstaan wat hier gebeur het van God afkom. In Petrus se visioen hoor hy die stem uit die hemel uit sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Hierdie woorde word die spulpunt van hierdie verhaal want dit kom en dit raak die diepste van Petrus se identiteit aan. Wie hy is en aan wie behoort hy. Dis nie net 'n versoek om iemand in te sluit nie, dit is 'n radikale herskrywing van Petrus se hele geestelike raamwerk wat hy ken, waaraan hy gewoond is, wat sy identiteit ten diepste raak. Hy moet in hierdie oomblik vir homself uitmaak, wie is ek dan anders as ek nie kan vashou aan hierdie dinge wat vir my belangrik is nie, hierdie identiteitsmerkers wat my uiteensit as 'n kind van God. Hoe verstaan ek dan op 'n nuwe manier myself binne die raamwerk van wat God besig is om te doen? En in hierdie visioen gaan die koninkryk van God vir Petrus oop en hy verstaan. Hy sien hoe God self die inisiatief neem om sy kerk en sy gemeenskap van gelowiges uit te brei. Hy beleef hoe God aan die werk is in homself, nie net in die koninkryk van God nie, deur sy identiteit aan te raak en te herskryf en deur sy gees te werk om by die mense uit te kom wat dit nodig het. Petrus ontdek weer die identiteit van die opgestane Here. Daar kom 3 mans van Caesarea af na die huis van Cornelius, waar hulle tot geloof kom en die Heilige Gees ontvang. En dit is Petrus se verweer teen sy kritici, die mense wat kwaad is vir hom dat hy hierdie wetgewing oortree het. Hy sê vir hulle, die Gees het oor hulle gekom, net soos wat dit oor ons gekom het in die begin. Wie is ek dan om God te verhinder? Dit is die werk van God. Hy het dit laat gebeur. Die wonderlike grensverskuivende gebeure wat hier plaasvind, is God se gemeenskap wat hulle arms oopmaak. Hier teen die einde van Handelinge 11 lees ons hoe hulle die Here prys dat hy nie Jode tot inkeer gebring het. Ons kan maklik hierdie teks gebruik om vir mekaar te vra, wie sluit ons in en wie sluit ons uit? Wie wil ons deel maak van ons gemeenskap en op grond van watter kriteria gebruik ons om te besluit of iemand welkom is om in te kom? Nie dat daar enigiets verkeerd is om hierdie vrae te vra nie, maar dan spreek ons eintlik net die simptoom van 'n groter werklikheid aan. Om by die kern van dit uit te kom, wil ek vir jou vra, waar lê ons identiteit? Want ons identiteit bepaal ten diepste hoe ons gaan optree in hierdie werklikheid en hoe ons na ander mense gaan kyk. Wat gebruik ons as identiteitsmerkers? En hoe sluit ons identiteitsmerkers
ander mense in of ander mense uit. Dis iets waarmee ons nou in ons eie samelewing baie gekonfronteer word. Dit kom baie naby aan die huis en met sensitiwiteit sê ek, dit kom baie naby aan ons harte, ons bestaansreg en ons plek hier in die samelewing. Ek onthou toe Charlize Tron so ruk terug die opmerking gemaak het dat daar net 44 mense oor is wat Afrikaans praat. En bykans 6,8 miljoen Afrikaans sprekende mense het op 'n baie grappende wyse hulle identiteit begin verdedig. Ons beleef dit tans met die vraag in die media, wat wil weet, wat maak van jou 'n Afrikaner? En hoe kry 'n mens vlugtelingstatus in die VSA? Ek wonder sommer vanoggend hoe ons hierdie vraag sal antwoord as ons identiteit eerstens en bovenal in Jesus Christus lê. Die opstanding van die Here is die grenspos tussen die ou en die nuwe skepping, waar ons 'n nuwe identiteit in hom ontvang en 'n beter sin van behoort verstaan. Hierdie is nie net 'n verhaal oor inklusiwiteit, dat almal welkom is nie. Dis 'n verhaal oor identiteitstransformasie. Petrus se hele verstaan van wie hy is en wie ander is, word deur mekaar geskit. Hy ontdek, God gee mense 'n nuwe identiteit, want hy voel dit self. Hy voel self hoe God in hierdie verhaal besig is om te werk aan sy identiteit en sy identiteitsmerkers te verander van iemand wat die reinheidswetgewing moet onderhou na iemand wat verstaan dat Christus hom stuur na mense wat nie deel is van hulle groep nie. Dis belangrik om te hoor. Die mense by wie Petrus gekuier het, moes nie eers anders gewees het nie. Hulle moes nie eers verander word om aan God te behoort nie. Hulle moes net gehoor gegee het aan die goeie nuus van Jesus Christus. En toe ontvang hulle die Heilige Gees. Dieselfde Gees wat die disippels ontvang het. Dis op daardie punt wat Petrus verstaan, my identiteit as 'n gelowige is nie meer vasgemaak in my kultuur nie. My geskiedenis is nie meer my identiteitsmerker nie. My rituele, my gebruike is nie meer die goed wat maak dat ek aan God behoort nie. Dis vasgemaak aan Jesus Christus. Wie God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dis asof die Here vir Petrus hier wil sê, ek is besig om 'n nuwe mensdom te vorm. Jy het 'n nuwe identiteitsdokument ontvang. Ek gee vir jou 'n nuwe kaart en die een sê nie meer besny of nie besny, Jood of nie Jood nie, rein of onrein nie. Die een sê, kind van God in Christus, burger van die koninkryk van God. Die opstanding van Jesus is dan nie net 'n kosmiese oorwinning oor die dood nie. Dis ook die begin van 'n nuwe identiteit vir elkeen wat glo. Petrus moes dit leer. Die gelowiges in Jerusalem moes dit leer. En ek en jy moet dit ook elke dag leer. As ek in Christus is, dan het ek 'n nuwe identiteit ontvang. Ek is wie God sê ek is en my lewe moet dit weerspieël. Wat beteken dit vir jou vanoggend? Dalk hou jy nog vas aan jou ou identiteitsdokument, jou ou kaart. Daardie merkers van skaamte of minderwaardigheid, van prestasie of van kultuur, van nasionaliteit, familieerfenis. Maar Jesus roep jou vanoggend om daardie ou kaart neer te lê en die identiteit wat hy vir jou gee op te neem. 'n Nuwe ID-kaart, gemaak in die beeld van God, herskep deur Christus, gevul met die Gees, geroep om sy lig te leef. Vandag het ons die voorreg om in die erediens weer die doop te vier. En die doop is vir ons 'n herinnering juis van dit, dat God kom om vir ons identiteit te gee.
In Handelinge 11 hoor ons Petrus sê, wie is ek dan om die Here te keer? Met dieselfde verwondering staan ons vandag weer by die doopvond. En daar waar jy by die huis is, kan jy miskien dalk dink ook aan 'n geleentheid waar jy laas by die doopvond was en die water gesien het en gesien het hoe God in sy genade mense insluit in sy geloofsgemeenskap. Kom ons onthou hierdie uitnodiging, kom ons gebruik ons nuwe identiteit om so in die koninkryk van God te leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om deur U gevorm te word. Dankie dat U ons identiteit bepaal, dat dit die grondslag is van alles, die merkers wat ons gebruik om te kan sê, ek is 'n gelowige, ek is 'n geredde persoon as gevolg van die opstanding van die Here Jesus Christus. Mag ons dit gebruik om ook die res van ons identiteit te vorm. Mag ons dit gebruik om so te leef dat mense aan ons sal sien, ons dra die kaart, die ID-kaart wat sê ons behoort aan die koninkryk van God. Here, mag ons ook ons deure oopmaak, mag ons die binnelandse sake van die koninkryk van God oopmaak vir mense om ook burgers te kan word. Mag ons hulle innooi, lei ons deur die Gees, Here, dat dit wat ons doen in ons lewe, dat ons lewe vir U aanneemlik sal wees en dat dit so sal geskied tot uitbreiding van die koninkryk van God. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.